Friedrich Buchner het een keer gesê, the worst thing to happen is not the last thing. En die rede daarvoor is omdat ons Jesus volg. Die laaste ding wat gebeur, is ons staan op uit die dood. En ons lewe saam met hom vir 'n ewigheid. En dis hoekom ons hierdie lied sing. Ons glo in die opstanding van Jesus Christus. En die groot vraag, kan hierdie wêreld 'n beter plek word, is vir altyd beantwoord. Dit kan, want Jesus het opgestaan uit die dood vir my en vir jou. En ons gaan vir ewig saam met hom leef. So met dit in gedagte, kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons 'n vaste vertroue het in U. Here, baie dankie vir U liefde, dat U bereid was om U lewe op te offer vir ons. En daarom weet ons, Here, dat ons 'n ewigheid saam met U het. En dis hoekom ons vanoggend hier by mekaar kom, saam met 3 biljoen Christene reg oor die wêreld. En ons bely dit, dat U op hierdie dag, 'n Sondag, die eerste dag van die week, opgestaan het. En Here, U is nou aan die regterhand van God, die grootste plek van autoriteit. Elke knie sal buig en elke tong sal bely, dat U is die Here. En ons sal dit vanoggend doen, Here. U is almagtig, alwetend en alomteenwoordig. Amen. Jy is welkom om jou sitplek te neem. Kom ons sê dankie vir Gerard en die band. Is moeilik om met sulke koue vingers, sulke goeie musiek te maak, maar hulle het dit reg gekry en ons waardeer dit. So baie welkom by ons diens vanoggend. As dit jou eerste keer hier is, my naam is Herman en jy is welkom na afloop van die diens net na vorentoe te kom en om my te kom ontmoet. Een van my medeleraars, Jan, is hierso en jy is welkom om hom ook te ontmoet. Maar ek is slimmer as hy, so praat eerder met my. Net 'n paar goed wat ons onder julle aandag wil bring. Eerstens, graad 11 en 12 leerlinge en spesifiek ouers, onthou dat almal wat geregistreer het vir ons 412 kursus by Dani, dit begin vanmiddag om 4:00. En dan hierdie Dinsdag, Real Deal, het laasweek afgeskop, ons tienerbediening, maar hierdie Dinsdag aand het hulle 'n worship aand, en dit is die inhuldiging en die inlywing van ons jeugband, ons Real Deal band. So, jy wil nie Dinsdag aand misloop nie. Ek wil net sê, daardie band gaan hierdie band 'n go gee, hoor. Hulle is ongelooflik goed. Jy kan nie glo dat ons sulke goeie musikante onder ons tieners het nie. So ons is baie opgewonde oor wat gebeur met ons tieners en dat hulle nou ook 'n band het. Dit gaan nou 'n bietjie harder wees op Sondae as wat dit in die verlede was, daaronder in die chapel, julle sal hoor. Dan ons is ook baie opgewonde dat dit een van die dae ons worshipfees is, so 'n maand weg. So ek hoop nie julle het vergeet nie, van die 6de tot die 9de September, ons begin volgende week kaartjies verkoop. Daar's een prys en dan kan jy al 4 aande bywoon van die 6de tot die 9de September. Wat lê nog vir ons voor hierdie jaar? Ons begin volgende week weer met ons geestesgesondheidsmaand. Elke jaar Augustus, dan fokus ons op geestesgesondheid. Hoekom? Geestesgesondheid is die grootste uitdaging wat ons vandag in die gesig staar. By verre. Ons sien dat uitbranding is rekordgetalle, geestesgesondheidsprobleme, rekordgetalle, veral in maatskappye, hulle weet nie wat om te doen nie. Ek werk met 'n hospitaalgroep, daar is nie plek vir mense om opgeneem te word wat sukkel met geestesgesondheid nie. Sielkundiges om mense te verwys na 'n psigiater toe is pynlik, want almal sukkel. En daar word miljoene belê in geestesgesondheid. Nou ons as 'n kerk kan dit nie ignoreer nie, ons moet daaroor praat. Ons wil 'n Bybelse perspektief plaas op hierdie probleem. En is interessant, as jy luister na die medisy, en ek het hierdie week, toe praat ek met 'n CEO van hierdie hospitaalgroep, en hy sê vir my, hulle wonder of hulle
hierdie probleem reg hanteer? Is die manier wat ons terapie gee vir mense reg? So daar word groot vrae gevra oor hierdie probleem. En daar word vrae gevra oor hoe maklik mense gediagnoseer word met geestesgesondheid. Dit lyk asof ons sukkel met ons deursettingsvermoë vandag. Groot probleme in daardie veld. So vir die volgende 5 weke van volgende week af, gaan ons fokus op geestesgesondheid. En Jan gaan volgende week vir ons 'n bietjie meer vertel oor wat jy kan verwag oor die volgende 5 weke. Ons gaan ook 'n bietjie meer fokus op woensdaande met ons klein groepe op hierdie probleem. So die prediker elke week gaan ook die woensdag aand met ons klein groepe in the view bymekaar kom en ons gaan gesels oor die uitdagings van geestesgesondheid. So as jy dit wil bywoon, hou jou woensdaande oop 7 uur van volgende week af. Ek sluit vandag ons reeks af oor superfamilies. En dit was so lekker om Dani en Berna ook op die verhoog te hê met hierdie reeks en om na hulle te luister. En veral laasweek, ons kry baie goeie terugvoer oor Berna en die feit dat sy 'n bietjie met ons kom gesels het oor die bediening van ons kinders. Iemand wat regtig passievol is oor om ons kinders te help om die woord van God deel van hulle lewens te maak, en ons is regtig dankbaar daarvoor. En vanoggend wil ek gesels oor kerk is 'n familie, en ons moet dit nooit vergeet nie. Reg oor die wêreld vandag is dit die boodskap wat uitgaan. Kerk is 'n familie, en die vraag vanoggend is, hoe lewe hierdie familie in die wêreld? Hoe lewe jy en jou familie elke dag daar buite in die wêreld? Probeer julle net oorleef, of het jy en jou huisgesin 'n plan vir hoe julle hierdie wêreld elke dag betree? Net so moet ons as 'n gemeente, moet ons as 'n kerk onsself hierdie vraag vra. Hoe gaan ek en jy in hierdie wêreld in en ons lewe anders en ons maak 'n verskil? En ons probeer vir mense wys dat daar 'n alternatief is. Is interessant, kyk wat sê Jesus oor wie sy broers en susters is in Matteus 20 vers 50. Hy sê, daar is my moeder en my broers, elkeen wat die wil doen van my Vader, wat in die hemel is, die is my broer en my suster en my moeder. So as ons die wil van Jesus doen, en ons volg hom, dan word ons deel van sy familie. Nou wat ook interessant is, daar's die mite dat Jesus nie eintlik omgegee het oor sy biologiese familie nie, maar dis nie waar nie. Kyk na hierdie mooi verhaal in Johannes 19, Jesus hang aan die kruis, en dan draai Jesus, en hy sê, toe Jesus sy moeder sien, en die disipel, vir wie hy baie lief was, wat by haar staan, sê hy vir haar, daar is u seun. Daarna sê hy vir sy disipel, daar is jou moeder. Van daardie oomblik af, het die disipel haar in sy huis geneem. Jesus het omgegee oor sy familie. Ons sien dat een van Jesus se broers, Jakobus, een van die grootste disipels geword het, en dat hy ook een van die eerste leiers was van die kerk in Jerusalem. Reg deur die Nuwe Testament ontwikkel hierdie verstaan dat die kerk is 'n gesin, is 'n familie van God. Tot Paulus in Efesiërs 2, en dis net een plek van baie plekke wat Paulus hiernatoe verwys, sê hy in Efesiërs 2 vers 19 tot 20, julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete, 'n gebou waarvan Christus self die hoeksteen is. Ons is deel van God se gesin. As 'n gemeente, deel van die groter kerk, maar ons is ons eie gesin hier in Rymsig. En ek dink die vraag wat ons onsself nou moet vra is, hoe lewe ek? Hoe lewe ek as 'n lidmaat, sodat my lokale gemeente optimaal kan funksioneer? Wat moet ek en jy doen, om seker te maak, hierdie gemeente
bereik sy potensiaal daar buite in die wêreld? Wat is my en jou verantwoordelikheid? Wel, die eerste ding is, word bewus van die kultuur waarin ons leef. Søren Kierkegaard, die ou Deense filosoof, het gesê, jy moet met die Bybel onder jou linkerarm loop en jy moet met die koerant onder jou regterarm loop. Jy moet weet wat is besig om te gebeur daar buite in die wêreld. Daar's hierdie wonderlike verhaal in 1 Kronieke 12. Daar word gepraat van hierdie seuns, die seuns van Isaskar. En die seuns van Isaskar was geken dat hulle die tekens van die tye kon lees. Dis hoe hulle beskryf was. Die seuns van Isaskar wat die tekens van die tye kon lees daar buite. Dawid het hulle gebruik as raadgewers om vir hom te sê, hoorie, dis wat besig is om te gebeur daar buite. En hier is hoe jy jouself en die volk moet voorberei vir hierdie tyd waarin ons leef. Is jy bewus van hoe die kultuur daar buite 'n invloed het op my en jou? Voel jy dit? Sien jy dit in die lewe van jou kinders? Ek doen. My dogtertjie is 'n super verbruiker. Sy wil alles hê. Ons gaan na 'n winkel toe om iets vir my vrou te koop en dan stap ons daar uit en ons het vir haar iets gekoop en vir my vrou niks nie. Sy's briljant. 'n Super verbruiker. Ek sien hoe daar van die YouTube goed wat sy kyk, hierdie influencers, hoe hulle produkte smous deur hulle YouTube channels. Dis 'n teken van die tyd. Onthou, kultuur is die water waarin ek en jy swem. As jy dit nog nie weet nie, ek is baie lief vir visvang. So as jy my wil treat, nooi my uit. Dan gaan vang ons vis. Die kwaliteit van die vis hang af van die kwaliteit van die water. Hierdie week het my broer Hanu my vertel van 'n gevalle-studie wat McKinsey gedoen het. McKinsey was gevra om by 'n fish farm te kom navorsing doen en om te kyk hoeveel visse is daar in die dam en om die visse te tel sodat hulle kan agterkom, jy weet, wanneer broei die visse beter en wanneer broei hulle nie beter nie. En wat McKinsey agtergekom het is, dis nutteloos om die visse te tel. Dis beter om die kwaliteit van die water te monitor, want as die kwaliteit van die water goed is, raai wat gebeur? Die visse floreer. Ek en jy swem in 'n kultuur. Wat gebeur met jou en my in daardie kultuur elke dag? Is jy bewus daarvan? Ek het verlede week en die week voor het so vir 10 dae het ek 'n bietjie gaan visvang. En ek het my grootste forel nog gevang, 3.2 kg, 7 pond. Dis 'n wonderlike ervaring. As jy nog steeds, hoe kan jy 'n visser van mense wees as jy nie eers weet om 'n visser van visse te wees nie? Jesus begin en hy vat vissers van vis, want hulle weet om vis te vang en hy maak hulle vissers van mense. So as jy jou neus optrek vir visvang, twyfel ek of jy kan evangeliseer. Al wat ek wil sê. Jy kan maar alfa kursusse doen en hou tot jy blou is. Leer eers visvang. OK, daar is 'n storie. OK. Hier kom die storie. Ek het al by forelplase gaan visvang en waar ek hierdie groot vis gevang het, toe ek daai vis haak, toe voel dit soos 'n klip. Jy weet, hierdie fly fishing stokkies is maar dun, so ek moes daai vis mooi speel om hom uit te kry. Ek het gaan vang by 'n plek, die plek se naam is The Trout Bagger, né? Hierdie ou het reg gekry dat forelle spawn, hulle broei en hulle die eiers broei uit in 'n dam. Dis die eerste ou in Suid-Afrika wat dit reg kry. En hoe hy dit reg gekry het is met die kwaliteit van die water. Kyk, ek het al by forelplase gaan vang, né? As ek die vis haak, dan swem hy uit. Hy gee op. Is soos vis selfmoord.
Hy het genoeg gehad. Hy wil nie meer in daai water wees nie. Hy sê, hy smeek my, haal my uit. Dis wat kultuur aan my en jou doen. Kultuur vorm ons in ons diepste wese. Kom ek wees 'n bietjie krities op die kultuur. Aan die begin van hierdie jaar het 'n ekonoom, professor Ann Pettifor, het 'n boek gepubliseer, The Global Casino. Sy is 'n professor in ekonomie aan 'n universiteit in Parys. En wat sy in hierdie boek sê is eintlik skokkend. Jy kan sien wat die subtitel daar is. How Wall Street Gambles with People and the Planet. Dis ongelukkig waar ons is vandag. Luister gou hierso, hier's wat sy sê in die boek. Sy sê, jy kan die wêreld se ekonomie, kan jy in 5 dele opdeel. Die eerste 20% is finansiële dienste. Dis gewone finansiële dienste wat banke aan ons verskaf. Die tweede 20%, dis baie interessant, is skuld. Die hele wêreldekonomie, die tweede 20% is skuld. Het jy al agtergekom, jy kan enige plek skuld maak? Skuld is groot geld. Baie belangrik om dit te besef, as jy wil geld maak. As jy ander mense kan kry om skuld te maak by jou, maak jy baie geld. Die volgende 20% is die herverpakking en die verkoop van skuld. Die volgende 20% is die koop van slegte skuld met die hoop dat ek dit kan invorder. So ek koop die slegte skuld baie goedkoop met die hoop dat ek dit kan invorder. Dis die volgende 20%. Hoor jy waarvan bestaan 80% van die wêreld se ekonomie? Was jy bewus daarvan? 20% is die res van ons. Dink aan elke ander industrie. Mynwese, olie, logistiek, al die ander handel, die Griekse kafee op jou hoek, dis ons. Ons is daai 20% die res van ons. Net 20%. Hoekom is ons daar? Ons is daar want ons glo dat as ek iets wil hê, wil ek dit nou hê. En Ann Pettifor is een van die mense wat die 2008 ekonomiese probleme antisipeer het. En sy sê ons is baie naby aan dieselfde krisisse, maar sy sê net baie groter die keer. Lande sit met skuld wat hulle 10/1 nooit kan terugbetaal nie. Amerika sit met skuld wat hulle nooit 10/1 kan terugbetaal nie. Dis die kultuur waarin ek en jy leef. As ons iets wil hê, wil ons dit nou hê en ons koop dit nou. En is interessant, sy sê die ekonomie is nou so gestruktureer dat hierdie groot banke vat magtige risiko's. En as hulle wen, kry die bankiers die geld, maar as hulle verloor, moet die belastingbetalers soos ek en jy die pyn van dit dra. So dis waar die wêreldekonomie is. Dis wat ons inasem elke dag. Dis die water waarin ek en jy swem. Die tweede ding wat vir my interessant is 'n boek wat in 2019 al gepubliseer is, maar hy kry nou baie aandag. Die boek se naam is The Master and His Emissary. En hierdie is 'n boek wat deur 'n neuroloog geskryf is by die Universiteit van Oxford, 'n neurowetenskaplike, Ian McGilchrist. En hy praat oor the divided brain and the making of the Western world. Nou, as gevolg van hierdie toestelle, beheer die wêreld hoe ek en jy dink elke dag. Hierdie toestelle het die wêreld verander. Hy sê from a reading culture to a real culture. So in plaas daarvan dat ons tyd vat en deur boeke lees, kyk ons elke dag omtrent na tussen 150 en 200 reels op Instagram of Facebook of YouTube Shorts, wat ook al dit is. So ons kry nie meer inligting in 'n totale geheel nie. Ons kry inligting in kort happies die heeltyd. So ons weet nie meer hoe holisties langtermyn te dink nie.
Ons linkerbrein raak totaal en al dominant. Ons verloor die vermoë van ons regterbrein. Om te dink met hoop, om te dink met visie, om planne te maak, die regterbrein is weg. Alles gaan oor korttermyn kitsoplossings. So die samestelling van ons brein is totaal en al besig om te verander en ons dink om so te dink is normaal. Maar ek en jy word gekondisioneer en beheer as gevolg van die toestelle wat daar in ons sakke is. En ons kinders ook. En dis die realiteit waarmee ons sit. So, ek wil jou uitnooi vanoggend, lees die tekens van die tye, soos die seuns van Isaskar. Besef jy dat in die volgende 5 tot 10 jaar, kan daar 'n magtige ekonomiese krisis kom? En wat is ons werk as die kerk as dit gebeur? Wat is ons werk? Wat gaan ons doen daaromtrent? Hoe gaan ons mense bystaan as al ons bates oornag nutteloos is? Al ons beleggings verdwyn. Jy werk na 'n aftrede af. Jy gaan teen moet bly werk totdat jy nie meer kan asemhaal nie, as gevolg van dit wat gaan gebeur in die volgende 5 tot 10 jaar. Nou die goeie nuus is, die kerk groei op sy beste, hoe slegter dit daar buite is. Dis die goeie nuus. Ons dink nie aan hierdie wêreld nie, ons dink aan die koninkryk. Ek praat hierdie week met 'n slim ou en hy sê die volgende vir my. Ek kan dit maar opsit daarso winne. Hy sê ongelukkig, en hierdie 2 boeke sê dit, ons grootste hoop op vervulling nou as die mensdom, is dat ons die goed sal kan koop wat ons nog nie het nie. Dis hy. Dis hoekom ons opstaan in die oggende elke dag, met die hoop dat ons eendag die goed sal kan koop wat ons nog nie het nie. Kan jy glo ons is daar? Dis waar ons is. Hierdie is die tekens van ons tye. Ek werk baie in maatskappye en ek ontmoet mense wat baie ryk is, maar diep onvervuld is. En ek moes myself al 'n paar keer kry, dat ek vir mense die raad gee wat Jesus vir die ryk jong man gegee het. Verkoop alles. Gee dit weg. Dit maak jou siek. Wat help het jy kry hierdie hele wêreld en jy verloor jou siel? Verkoop dit. Gee dit weg. Hoe vorm die kultuur jou? As jy nie intentioneel bewus raak van dit nie, dan is jy soos patty in die hande van hierdie kultuur en hy gaan jou vorm. Is interessant dat Paulus in Romeine 12 vers 2 die message sê, don't conform to this world without thinking about it. Mag ons 'n gemeenskap wees wat diep dink oor hoe die kultuur ons vorm. En laat ons nie net inpas in dit sonder om te dink nie. So, hoe lewe ek as 'n lidmaat sodat my lokale gemeente optimaal kan funksioneer? Punt nommer 1 het ons nou bespreek. Raak bewus van die kultuur. Punt nommer 2, verkondig 'n alternatief. Daar is 'n narratief, 'n beter een. Daar's 'n beter kultuur waarin jy kan leef, en dit is die kultuur van die koninkryk van God. As jy die evangelies leef, wat is die goeie nuus? As Jesus sê hy die goeie nuus verkondig, wat is dit? Die goeie nuus was nie Jesus het gesterf aan 'n kruis vir ons sondes nie. Dis nie die goeie. Die goeie nuus is die koninkryk van God het gekom. Daar's 'n ander manier om te leef. Daar's ander goed om voor te leef. Dis die goeie nuus. Jesus het ons kom wys wat dit beteken om werklik mens te wees. Om nie jou siel te verkoop vir materiële dinge nie, maar om te lewe vir meer as jouself.
Kyk, ek is 'n evangelis in my hart, want ek's 'n visserman. En een van my gunsteling teksgedeeltes is Romeine 10. Ek lees vir ons van vers 12 af. Dit maak dus geen verskil of 'n mens 'n Jood of 'n Griek is nie. Want dieselfde Here is Here van almal. En hy seën almal wat hom aanroep ryklik. Nie net 'n bietjie nie. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Nou hier kom die kern, en dis waar ek en jy moet luister. Maar hoe kan 'n mens hom aanroep, as jy nie in hom glo nie? En hoe kan jy in hom glo, as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor, sonder iemand wat verkondig? En hoe kan iemand verkondig, as hy nie gestuur is nie? Daar staan geskrywe, hoe wonderlik, en dis wat die wêreld nodig het, hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. Romeine 10 vers 12 tot 17. Gaan lees dit vandag. Verkondig ek en jy die alternatief? Gaan ons na mense toe en sê, hoorie, maar daar's 'n ander manier om te leef. Jy hoef nie jou siel te verkoop vir hierdie wêreld, wat so korttermyn gefokus is, wat net kitsoplossings die heeltyd is, wat voel dat ek elke dag moet beklei vir wat myne is nie. Nee, jy gaan en jy verkondig alternatief, daar's 'n ander manier. Weet julle hoekom sukkel ons met verkondiging? Ons sukkel met verkondiging want ons ken nie die woord van God nie. Ons is lui om te lees en die woord te bestudeer. In hierdie week hoor ek 'n storie, is 'n Bybelstudie wat bymekaar kom en die een persoon in die Bybelstudie sê, hoor hierso, ons word nie meer goed gevoer in ons gemeente nie. En een van die vrouens in hierdie Bybelstudie sê vir die persoon, hoor hierso, net babas word gevoer. En sy gee vir hierdie persoon haar Bybel en sê, vat hierdie en gaan voer jouself. Jy verkondig nie die woord nie, want jy weet nie wat daar binne staan nie. Jy verkondig nie die woord nie, want die woord is nie besig om jou lewe te verander nie, so jy het niks om te sê nie. Dis die realiteit. Die tweede ding wat jy moet verkondig is jou storie. Hoe het God jou lewe verander? Hoekom lewe jy anders? Hoekom lewe jy vir beter dinge? Kan jy daardie storie vertel? En dan die derde ding is, nooi mense kerk toe. Nooi mense kerk toe. Nou gelukkig is ons goed daarmee. Ons het elke week tussen 5 en 10 besoekers in ons dienste. Wat wonderlik is. So hou aan, nooi mense, bring hulle hiernatoe. 2 weke terug toe sê iemand vir my, Herman, ek love ons gemeente, daar's niemand wat preek soos wat julle preek nie. Julle konfronteer ons die heeltyd, laat ons nie verval in gemak nie. Dis ons werk. Ons gaan nie toelaat dat hierdie gemeente net gemaklik in die kultuur inpas nie. Nee, ons lewe anders. En dan die laaste punt wat ek wil maak is, offer op. Johannes 13, dag voor Jesus gekruisig word. 'n Lang dag, die heel dag geloop, kom in 'n vertrek, dis tyd om te eet. Daar's nie 'n slaaf om die voete te was nie. En al die disippels is soos, nee, ek's moeg, ek's puist. Ek gaan nie vandag voete was nie. Wie was voete? Jesus. Hy offer op. Hy trek sy bokkleed uit, dat hy lyk soos 'n slaaf, en hy was sy disippels se voete. Hy offer op. As jy gewonder het, die Here sê vanoggend vir jou, offer op. Gee op. Gee jou regte op.
Hou op om te dink, jy verdien iets. Alles is die Here se, offer dit op. As dit in die pad staan van jou, en om God se droom in jou lewe te bereik, offer dit op, gee dit weg. Gee jou tyd weg. 'n Paar stories uit hierdie gemeente, 'n paar weke terug, kontak iemand my en sê, Herman, ek wil deel word van Roy se groep, wat betaal om hierdie plek klaar te betaal. Ek sê vir hom, dis wonderlik, wat het jou laat besluit? Hy sê, ek het net besef, hoekom nie ek nie? Ek moet die opoffering maak. Daar's mense wat hulle verlof elke jaar opoffer, om Mosambiek toe te gaan, om armes te gaan help, om ons sendeling Gerard daar te help. Hulle offer hulle verlof op. Kan jy dink, jy gee 10 dae van jou jaarlikse verlof weg, om te gaan dien. Daar's mense wat nooit in die kerk kom nie, want hulle is elke Sondag besig om ons kinders te bedien. Hulle offer op. Dis die kern van hoe jy daai kultuur teestaan. Want die kultuur daar buite sê, jy verdien alles. Jy's wonderlik. Jy's die grootste mens wat nog ooit geleef het. So hier's wonderlike produkte vir jou. Jy verdien hierdie, jy verdien dit, jy's great. Jesus sê nee, ons offer op. Ons gee weg. Hoe doen jy dit? Hoe offer ek op? Wel, ek wil jou vanoggend uitdaag. En ek wil sê, neem vanoggend die besluit, ek word 'n leier. Sal jy dit vanoggend doen asseblief? Neem vanoggend daardie besluit, ek gaan 'n leier word. Ek gaan nie net blindelings volg nie, maar ek gaan lei. En weet julle hoekom kan jy 'n leier word? Want leierskap is diens. Leierskap is nie wat die wêreld dit gemaak het nie. Leierskap is om te dien. Jesus sê, the greatest among you is die wat? Dien. Daar's 'n afwaartse beweging. Dis leierskap. John Maxwell sê, if you want to go up, you got to give up. Jy moet opgee, sodat jy ander kan dien. Ek het die voorreg gehad om vir lank 'n leierskapsdosent te wees by universiteit. En ons het gewerk met die wêreld se voorste navorser in dienende leierskap. Is 'n moslim professor 'n universiteit in Maleisië. En hy het gesê die beste manier om te lei is dienende leierskap. Hy het inteendeel gesê dat as dit nie dienende leierskap is nie, dan is dit nie leierskap nie. Dan is dit iets transaksioneel. Ek gee jou 'n salaris en jy luister na wat ek doen. Daar's 'n transaksie. Ware dienende leierskap is as lewens onder jou leierskap transformeer, dit verander. Dis leierskap. Dis hoe jy die wêreld 'n beter plek maak. En hierdie moslim het vir my gesê, die beste voorbeeld is Jesus Christus. Die beste voorbeeld is Jesus Christus. So sal jy 'n besluit neem vanoggend saam met my, ek word 'n leier. Ek gaan dien. Ek gaan opoffer. Ek gaan nie die kultuur blindelings volg nie. Ek gaan 'n alternatiewe narratief na die wêreld toe vat, wat sê, daar's 'n ander koninkryk as die koninkryk van hierdie wêreld, daar's die koninkryk van God, en ek en jy kan baie meer vervulling kry vir daardie koninkryk. Die tweede ding is, rig jouself op, belê in jouself. Belê in jouself as 'n leier. Nou, hoe doen jy dit? Wel, gelukkig het ek vir jou 2 toerustingsinstrumente wat jy kan gebruik vir oggend. Die eerste ene is inspirerende leierskap, 'n Bybelstudie wat ek geskryf het. En hy is op die YouVersion Bible app. Is 'n 9-dag Bybelstudie, inspirerende leierskap. Dit is gebaseer op my eerste boek, Lead with Intent. 9 beginsels en praktyke sodat jy 'n transformerende leier kan word en die wêreld om jou verander. Die Bybelstudie is gratis op die YouVersion Bible app. Gaan doen hom. 9 beginsels en praktyke uit die lewe van Jesus.
wat jou help om 'n beter leier te word. As jy wil weet hoe om op te offer, hierso is dit. Hierdie boek is deel van 4 MBA-programme wêreldwyd. Die topverkoper leierskapboek in die laaste dekade in Suid-Afrika. Oor die 8000 kopieë al verkoop. Doen die Bybelstudie. Kyk na Jesus en besef wat dit vat. Die tweede Bybelstudie op die Bible app, en jy kan weer een terug gaan Werner, is hoe kultiveer jy lewe by jou werk? En hierdie is my tweede boek wat ons hierdie week vrystel by die Stadio Universiteit. Cultivate with Intent. Hoe kultiveer jy 'n lewegewende omgewing? Hoe word jy 'n kultuurargitek om 'n ander kultuur vir mense te skep? Sodat hulle in ander water kan swem. Sodat hulle nie die heeltyd in die wêreldse water kan swem nie, maar hulle kom na jou span toe, hulle kom na jou werk toe, hulle kom na jou maatskappy toe, hulle kom na jou Bybelstudie toe, en hulle swem in gesonde water. Hierdie is 'n 10-dag Bybelstudie, wat jy kan doen, en wat jou sal help, sodat jy die toerusting het, om die kultuur daar buite te kan mitigeer. Ons gaan ook hierdie 2 boeke vanoggend verkoop, daar agter by die kroeg. Vanoggend sou Brand Pretorius saam met my hier gewees het, maar hy het siek geword in die week. Maar ek het ook 40 kopieë van sy nuwe leierskapsboek, Inspirerende Leierskap, wat hy saam met Yuri Skuman geskryf het, wat 'n NG predikant is, 'n uitstekende leierskapsboek, wat jou help. So Brand vertel stories uit sy ervaring. Ek dink as een van die top besturende direkteure wat hierdie land nog gesien het, en dan skryf Yuri die predikant oor die Bybelse implikasies daaroor. Ons gaan hierdie boek ook verkoop. Daar's net 40 kopieë van hierdie boek vanoggend beskikbaar daar agter by die kroeg. Koop hierdie boek eerder as wat jy my boeke koop. Dis regtig 'n uitstekende boek. En ek wil hê julle moet hierdie boek kry en deur dit werk. So, ek dink daar's oor die 60 of 80 kort leierskapslesse hier binne. So hy lees regtig maklik en dis iets om jou te help dat jy die kultuur daar buite kan verander. Ek sluit af met 'n laaste boek. En jy kan maar aangaan Werner tot by hom. The Practice of the Presence of God. Ek het 'n studie gelees oor watter boek het mense die laaste 500 jaar in Christendom nog die meeste gehelp met geestelike transformasie. Hierdie boekie wat jy hierso sien, het 22 miljoen kopieë verkoop. Brother Lawrence is al 500 jaar dood. Hy weet nie eers hierdie boek is gepubliseer nie. Brother Lawrence was 'n kok in 'n kombuis. Niemand het geweet van hom nie. As jy 'n podcast het, jy sou hom nooit op jou podcast genooi het nie. Jy sou nooit 'n selfie saam met hom geneem het en dit op jou Instagram of Facebook gesit het nie, want hy was 'n nobody. Al wat hy gedoen het, is hy het gesit in 'n kombuis elke dag en hy het aartappels geskil. En hy moes uitvind, hoe skil ek aartappels in die teenwoordigheid van die Here? En vir die laaste 500 jaar is hierdie die boekie wat gelowiges soos my en jou nog die meeste gehelp het om meer soos Jesus te word. Hierdie persoon wat glad nie indrukwekkend was nie, weet nie wat sy impak hy het op die wêreld vandag nog nie. Dis wat die Here kan doen met jou lewe. Jy dink dalk elke dag wat jy doen, daai bietjie diens, daai bietjie opoffering, het nie 'n impak nie. Jy verstaan nie hoe God jou opoffering gebruik deur die krag van die Heilige Gees om sy koninkryk te bou nie. So sal jy saam met ons hande vat. Kyk na die kultuur. Verkondig 'n alternatief. En offer op.
Verskriklik belangrik. Offer op. Maak jou lewe oop, sodat mense kan sien, daar is 'n beter manier om te leef. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u genade, en dat u so geduldig is met ons. Dankie Here, dat u nooit opgee op ons nie, en dat u ons net weer kansse gee. En Here, hier is ons weer op 'n Sondag, en ons wil weer begin, ons wil weer in die wêreld ingaan, ons wil weer 'n verskil maak, en 'n impak maak vir u. Maar Here, gee ons die wysheid, gee ons die kennis, gee ons die moed, gee ons die durf om op te staan, en om op te offer. Here, mag Ruimse gemeente geken word as 'n gemeente wat nie bang is om op te offer nie. Wat nie bang is om 'n alternatief te bied nie. Wat nie bang is om weerstand te bied teen die kultuur nie. Mag ons mense wees wat dink oor dit wat gebeur met ons en ons gesinne. En mag ons aandag gee. Here, en ek wil vra dat u woorde in ons mond sal sit as ons praat met ander oor u en oor die koninkryk. Inspireer ons Heilige Gees. Mag al die inisiatief en die opofferings wat ons neem, gevul word met u krag. Dieselfde krag wat Jesus opgewek het uit die dood. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ontvang die seën van die Here. Die liefde van God die Vader, die genade van sy Seun Jesus Christus, die teenwoordigheid en die krag van die Heilige Gees is saam met elkeen van julle. Amen.